SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Wel, SARS, of dan nou die inkomstediens, het sopas bekend gemaak wat hulle totale inkomste was vir die finansiële jaar wat sopas ten einde geloop het. Onthou, die staatse finansiële jaar begin die 1 April en het eindig die einde van Maart, en so die syfers tot Maart. Dit is nou vir die 25-26 finansiële jaar is sopas bekend gemaak. En die totale ontvangstes van SARS was oor die 2 biljoen rand, of soos Engels sê 2 triljoen rand. En dit is 'n toename van ongeveer 8% of so. In vergelyking met die oorspronklike begroting het hulle so wat 25 miljard rand of 25.000 miljoen rand meer ingesamel as wat hulle gedink het hulle gaan insamel. Nou dit klink alles natuurlik nou baie goeie nuus, en op 'n manier is dit goeie nuus want ons het ten minste een staatsinstelling wat goed funksioneer, en dit is inderdaad dan nou SARS. Maar daar's 'n baie slegte aspek hieraan verbonde ook, want hoe meer effektief SARS is, hoe meer geld vat hulle uit die produktiewe gedeelte van die ekonomie en hoe meer geld gee hulle vir die onproduktiewe gedeelte van die ekonomie, en dis natuurlik die staat. En ons weet, so hulle is baie goed met die staat om geld te vat, maar het is baie swak om die geld uit te gee, en ons weet in baie gevalle die effektiwiteit van die staat is glad nie wat dit veronderstel is om te wees nie. Verder is dit ook so, dat as mens kyk na die belastingsamestelling in Suid-Afrika, dan is die belastingbasis in Suid-Afrika besonder nou, en min ouens betaal omtrent al die belastings in die ekonomie. So, dis 'n staatsinstelling wat goed funksioneer, maar op 'n bitter manier is dit 'n staatsinstelling wat baie goed funksioneer. Wat nou gebeur, ons het baie aggressiewe SARS, wat doen wat hy kan om soveel as moontlik bloed uit die ekonomie uit te trek, en in die proses gebeur dit ook dat die ekonomie swak presteer, en onvermydelik is die belastingbasis of die belastinglas besig om voortdurend te styg in die ekonomie. So, die gevolg daarvan is natuurlik 'n swaarder en swaarder las op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Wat ons krities belangrik moet doen, ons moet die uitgawekant van die begroting na kyk. Die staat moet minder geld begin spandeer oor tyd, sodat ons uiteindelik noemenswaardige belastingverligting kan gee, veral vir daai paar individue wat omtrent al die belastings betaal.